Madeleine hier mensies, en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaapland toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons, en sondagaande wissel ons tussen Maes Koekemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en ook nou en dan 'n lekker storie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe, en op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Onthou ook om op die link in die bio te klik om na al die verskillende platforms te gaan. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Vanaand wil ons dankie sê vir Alta, wat gereeld kommentaar lewer, Louis Hurte, Michelle de Plooy Malherbe en Rina Nel. Dankie dat julle luister en lekker saam praat. Vanaand lees ons die avontuur van die gevlekte band, deur Arthur Conan Doyle, soos aangevra deur, ek dink is fantastiek. Wanneer ek deur my aantekeninge blaai oor die baie sake waarin ek gedurende die afgelope jare die metodes van my vriend Sherlock Holmes bestudeer het, vind ek tragiese gevalle, komiese gevalle en baie wat bloemd vreemd was. Maar min was so uitsonderlik soos die saak wat verband gehou het met die ou Surrey familie, die Roylotts van Stoke Moran. Die gebeure het plaasgevind in die vroeë dae van my verbintenis met Holmes, toe ons nog as ongetroude mans kamers in Bykestraat gedeel het. Ek is eers onlangs vrygestel van 'n belofte van geheimhouding, en dit is miskien goed dat die feite nou bekend word, want die gerugte oor die dood van Dr. Grimesby Roylott was selfs donkerder as die waarheid. Dit was vroeg in April in die jaar 1883, toe ek een oggend wakker word en Sherlock Holmes reeds volledig aangetrek langs my bed sien staan. Die horlosie op die kachelrak het 6:15 gewys. Baie jammer dat ek jou so vroeg wakker maak, Watson, sê hy, maar is vanoggend almal se lot. Mevrou Hudson is wakker gemaak, sy het dit op my gewreek en ek nou weer op jou. Wat is dit dan? 'n brand? Nee, 'n kliënt. 'n Jong dame het in groot ontsteltenis hier aangekom en dring daarop aan om my te sien. Wanneer jong dames so vroeg deur Londen dwaal om slaperige mense uit hulle beddens te klop, neem ek aan dat daar iets dringends is. Sou dit 'n interessante saak wees, sou jy dit sekerlik van die begin af wou volg. My liewe kerel, ek sou dit vir niks in die wêreld misloop nie. Ek het my hastig aangetrek en Holmes na die sitkamer gevolg. 'n Dame, in swart geklee en swaar gesluier, het by die venster gesit. Sy het opgestaan toe ons binnekom. "Goeiemôre mevrou," sê Holmes. "My naam is Sherlock Holmes. Dit is my goeie vriend en medewerker, Dr. Watson." Voor hom kan hy net so vrylik praat as voor my. "Kom sit nader aan die vuur. Ek sien u bewe." "Dit is nie die koue wat my laat bewe nie," sê sy sag. "Wat dan?" "Vrees, meneer Holmes. Doodsangs." Sy lig haar sluier en ons sien 'n gesig wat grys en uitgeteer was, met rustelose verskrikte oë, soos die van 'n dier wat gejag word. Haar hare was reeds met grys deurskiet, hoewel haar gestalte die van 'n vrou van 30 was. Holmes ondersoek haar met een van sy vinnige, allesomvattende blikke. "U het vanoggend per trein gekom," sê hy, en voor dit 'n goeie eind in 'n wa oor modderige paaie gery. Die dame ruk heftig. "Hoe weet u dit?" "Daar is geen geheimenisse hieraan nie. Ek sien die tweede helfte van 'n retourkaartjie in die linkerhandskoen en 'n linkermou is op verskeie plekke met vars modder bespat. Geen voertuig behalwe 'n wa spat op die manier nie, en dan slegs wanneer 'n mens links van die bestuurder sit." "U is volkome reg," sê sy.
Ek het voor 6 uur van die huis af vertrek, Leatherhead bereik en met die eerste trein na Waterloo gekom. Meneer, ek kan hierdie spanning nie langer verduur nie. Ek het niemand na wie ek my kan wend nie, behalwe een persoon wat vir my omgee, en hy kan min doen om my te help. Ek het van u gehoor deur mevrou Farintosh, wat u in haar nood gehelp het. Ek kan u nie nou betaal nie, maar oor 'n maand of 6 weke sal ek trou en beheer oor my eie inkomste hê. Wat vergoeding betref, antwoord Holmes, my beroep is sy eie beloning. Vertel ons nou alles wat ons kan help om die saak te verstaan. My naam is Helen Stoner, begin sy, en ek woon by my stiefvader, Dr. Grimesby Roylott, die laaste oorlewende van die Roylotts van Stoke Moran. Die familie was eens ryk, maar die landgoed is verkoos, totdat daar niks oorgebly het nie, behalwe 'n paar akkers en die ou huis. My stiefvader het in Indië as dokter gewerk, en daar met my moeder, die weduwee van generaal Majoor Stoner, getrou. My suster Julia en ek was 'n tweeling en net 2 jaar oud. Na my moeder se dood het haar geld aan Dr. Roylott gekom, maar met die bepaling dat 'n sekere bedrag aan elkeen van ons uitbetaal moes word, indien ons sou trou. Toe ons na Stoke Moran verhuis het, het 'n verskriklike verandering oor hom gekom. Hy het hom van die bure afgesonder, het in wilde rusies verval, en die hele dorp het hom begin vrees. Hy is 'n man van onsaglike krag. Hy het ook 'n vreemde liefde vir Indiese diere. 'n Jagluiperd en 'n bobbejaan loop vry op die terrein rond. Sy enigste vriende is rondtrekkende sigeners, wat hy toelaat om op die grond te kamp. Ek kan nie voorstel dat my arme suster en ek min vreugde gehad het. Geen bediende wat by ons bly nie, en ons moes die huiswerk self doen. Die suster is dus dood, vra Holmes. Sy is presies 2 jaar gelede oorlede, en dit is oor haar dood dat ek gekom het. Julia het by ons tante naby Harrow 'n afgetrede majoor ontmoet en verloof geraak. My stiefvader het geen beswaar gemaak nie. Maar binne 2 weke voor die troue het die gebeurtenis plaasgevind wat my van my enigste metgesel beroof het. Holmes het agteroor gesit met toe oë, maar nou kyk hy skerp na haar. Gee baie presiese besonderhede, asseblief. Die bewoonde vleuel van Stoke Moran het 3 slaapkamers op die grondverdieping. Die eerste is Dr. Roylott se, die tweede was Julia se en is nou myne, en die derde was myne. Die vensters kyk oor die grasperk, die deure kom op dieselfde gang uit. Daardie nag het Dr. Roylott vroeg na sy kamer gegaan, maar ons het geweet hy slaap nog nie, want Julia kon sy sterk Indiese sigare ruik. Sy het na my kamer gekom en om haar naderende troue gesels. Toe sy om 11 uur opstaan, het sy by die deur stilgehou. Sê my Helen, vra sy, het jy al ooit in die doodste stilte van die nag iemand hoor fluit? Nooit, sê ek. Die afgelope paar nagte hoor ek telkens omstreeks 3 uur, 'n sagte, helder fluitgeluid. Ek kan nie sê of dit uit die kamer langsaan of van die grasperk afkom nie. Ek het gedink dit moet die sigeners in die plantasie wees. Sy het geglimlag, my deur toegemaak, en ek het gehoor hoe sy haar eie deur sluit. Ons het altyd snags gesluit, want die dokter se diere het ons bang gemaak. Ek kon daardie nag nie slaap nie. Die wind het gehuil en die reën het in die vensters geslaan. Skielik het 'n wilde gil deur die storm geklink. Ek het geweet, dit was Julia. Ek het uit die bed gespring en die gang afgestorm. Toe ek my deur oopmaak, meen ek het 'n sagte fluitgeluid gehoor. En kort daarna 'n metaalagtige gekletter, asof iets swaars geval het. Julia se deur was oopgesluit en het stadig op sy skarniere gedraai. Toe verskyn sy in die lig van die ganglamp, wit van vrees, haar hande grypend na iets onsigbaars. Ek het haar gevang toe sy neerval. Sy het in verskriklike pyn gekrul, en toe skree sy, Helen, dit was die band, die gevlekte band.
Sy wou nog iets sê en het na die dokter se kamer gewys, maar 'n nuwe stuiptrekking het haar oorval. My stiefvader het aangehardloop, brandewyn gebring en die dokter uit die dorp laat haal. Maar alles was te vergeefs. Sy het gesterf, sonder om weer haar bewussyn te herwin. Was u seker van die fluitgeluid en die metaalagtige klank? Vra Holmes. Ek glo so, maar die storm was erg. Was daar enige teken van geweld? Nee, die deur was van binne gesluit, die vensters het sterk horkies met ysterstawe gehad, die mure en vloere was solied en die skoorsteen was versper. Die dokters het vergif getoets, maar niks gevind nie. En wat het u gemaak van haar woorde, die gevlekte band? Soms het ek gedink dit was die onsaamhangende taal van 'n sterwende mens. Soms het ek gedink dit verwys na die Sigeners, omdat baie van hulle bont kopdoeke dra. Holmes skud sy kop. Dis diep waters. Gaan voort. 2 jaar het verbygegaan. 'n maand gelede het 'n dierbare vriend, Percy Armitage, my gevra om met hom te trou. My stiefvader het weer geen beswaar gemaak nie. Maar 2 dae gelede het hulle herstelwerk aan die westelike vleuel begin en my slaapkamer is oopgemaak. Ek moes in Julia se ou kamer slaap. Gisteraand, terwyl ek daar lê en dink aan my suster se verskriklike dood, hoor ek skielik dieselfde sagte fluitgeluid wat sy beskryf het. Ek het opgespring en die lamp aangesteek, maar niks gesien nie. Ek was te bang om weer te slaap. Toe dit lig word, het ek na u gekom. U het verstandig opgetree, sê Holmes, maar het u my alles vertel? Ja, alles. Nee, mevrou Stoner, u beskerm u stiefvader. Hy skuif die swart kant van haar pols terug. 5 persblou merke, die afdrukke van vingers, was duidelik sigbaar. U is wreed behandel, sê hy. Hy is 'n harde man, fluister sy, en miskien besef hy skaars sy eie krag. Holmes sit 'n oomblik in stilte. Ons het nie 'n oomblik om te verloor nie. As ons vandag na Stoke Moran kom, kan ons die kamers ondersoek sonder dat die stiefvader weet. Hy kom vandag stad toe. Hy behoort weg te wees. Uitstekend. Watson en ek gaan kom. Nadat mevrou Stoner vertrek het, vra Holmes, wat dink jy van dit alles, Watson? Dit lyk vir my donker en onheilspellend. Donker genoeg, die fluitgeluide, die Sigeners, die sterwende vrou se woorde, die herstelwerk van die jong dame in haar suster se kamer gedwing en die finansiële belang van Dr. Roylott. Dit alles moet saam oorweeg word. Ek moet die huis sien. Op daardie oomblik is die deur oopgeslinger en 'n reusagtige man het in die opening verskyn. Sy gesig was geel en diep gerimpel, sy oë vel onder dik wenkbroue en in sy hand het hy 'n ryperd sweep gehou. Wie van julle is Holmes, vra hy. Dit is my naam, meneer, sê Holmes kalm. Ek is Dr. Grimesby Roylott van Stoke Moran. My stiefdogter was hier. Ek het haar gevolg. Wat het sy vir jou gesê? Dit is nogal koud vir hierdie tyd van die jaar, antwoord Holmes. Wat het sy vir jou gesê? Skree die ou man. Maar ek het gehoor die krokusse lyk belovend, gaan Holmes onverstoorbaar voort. Roylott tree nader. Ek sien jou skurk. Jy is Holmes, die inmenger. Moenie waag om met my sake in te meng nie. Ek is 'n gevaarlike man om teen jou te kry. Kyk hier. Hy gryp die vuuryster van die kaggel en buig dit met sy groot hande krom. Sorg dat jy uit my greep bly. Toe gooi hy dit neer en stap uit. Holmes lag, tel die yster op en buig dit stadig weer reguit. 'n Beminnelike persoon. Hierdie voorval gee geur aan ons ondersoek. Ek hoop net dat ons klein vriendin nie daaronder sal ly nie. Voor ons vertrek het Holmes die testament van mevrou Stoner ondersoek. Die syfer was duidelik. As een dogter trou, sou Dr. Roylott se inkomste ernstig verminder.
As albei trou, sou hy skaars iets oorhou. Daar is 'n baie sterk motief, sê Holmes, en ons moet onmiddellik na Stoke Moran gaan. By Leatherhead het ons 'n perdekar gehuur en deur die lieflike Surrey Lane gery. Dit was 'n helder lentedag, maar die grys gevels van Stoke Moran het swaar en dreigend tussen die bome uitgesteek. Mevrou Stoner het ons by die terrein ontmoet. Alles het uitstekend uitgewerk, sê sy. Dr. Roylott is weg en sal waarskynlik eers vanaand terugkeer. Ons het reeds die plesier gehad om die dokter te ontmoet, sê Holmes, en vertel haar kortliks van die voorval. Haar lippe word wit. Hy het my dus gevolg. Dit lyk so. Nou moet ons tyd goed gebruik. Die ou huis was van grysklip met kort smos bedek. En een vleuel was vervalle. Holmes kyk eers na die buitekant van die 3 kamers. Die middelste venster was die van Julia se ou kamer, waarin Helen nou moes slaap. Hy ondersoek die horkies sorgvuldig en probeer dit oopdwing, maar te vergeefs. Niemand kon hier verbykom wanneer dit gegrendel was nie, sê hy. Kom ons kyk of die binnekant lig op die saak werp. Die kamer self was klein en eenvoudig. 'n lae plafon, 'n bruin vloer, 'n bed, 'n toilettafel, 'n stoel en 'n ou klerekas. Holmes se oë beweeg stadig deur die vertrek. Hy let op 'n dik klokkoord wat langs die bed afhang, met die tossel op die kussing. Waarheen is daardie klok verbind, vra hy. Na die huishoudster se kamer, antwoord Helen. Holmes trek daaraan, maar dit is 'n valskoord. Dit lui nie. Dis nie eens aan 'n draad vas nie. Dit is net vasgemaak aan 'n hak bokant daardie klein ligrooster. Hoe vreemd, sê sy. Ek het dit nooit opgemerk nie. Baie vreemd, mompel Holmes, en kyk na die rooster. Dit gaan nie buitentoe nie, maar na Dr. Roylott se kamer. 'n ligrooster wat nie lig inlaat nie, en 'n klokkoord wat nie lui nie. Albei betreklik nuut. Dit is buitengewoon interessant. Ons gaan toe na die dokter se kamer. Dit was groter, maar eenvoudig gemeubileer. Daar was 'n kampbed, 'n houtstoel, 'n leunstoel, 'n tafel, 'n kluis en 'n paar boeke. Holmes tik op die kluis. Wat is hierin? My stiefvader se besigheidspapiere. Nie 'n kat nie, vra Holmes onverwags. Nee, wat 'n vreemde gedagte. Hy tel 'n piering melk op wat bo op die kluis staan. Julle hou dus nie 'n kat aan nie. Daar is die jagluiperd en die bobbejaan. Ag ja, 'n jagluiperd is maar 'n groot kat, hoewel 'n pieringmelk nie veel vir hom sou beteken nie. Toe sien Holmes 'n hondekarwats wat aan die bed hang. Die riempie was om homself gekrul en vasgebind soos 'n lus. Wat maak jy hiervan, Watson? Dit lyk soos 'n gewone karwats, behalwe dat ek nie weet waarom dit so vasgebind is nie. Dis nie heeltemal so gewoon nie, sê Holmes donker. Ag my vriend, dis 'n bose wêreld, en wanneer 'n slim man sy verstand tot misdaad wend, is dit die ergste van alles. Ek het selde my vriend se gesig so grimmig gesien. Buite neem hy Helen ernstig aan die hand. Dit is noodsaaklik dat u my raad presies volg. U lewe kan daarvan afhang. Wanneer u stiefvader terugkeer, moet u voorgee dat u hoofpyn het en na u kamer gaan. Sodra u hom hoor gaan slaap, maak u vensterluike oop, sit 'n lamp in die venster as teken en gaan dan stilletjies na 'n ou kamer. My vriend en ek sal die nag in u kamer deurbring. Ek glo, meneer Holmes, sê sy, dat u reeds tot 'n gevolgtrekking gekom het. Miskien, maar ek wil duidelike bewyse hê voordat ek praat. Ons het 'n kamer by die Crown herberg gehuur, van waar ons Stoke Moran kon sien. In die toenemende duisternis sit Holmes lank stil. Weet jy, Watson, sê hy uiteindelik, ek het bedenke om jou vanaand saam te neem. Daar is 'n duidelike element van gevaar. Kan ek van hulp wees? Jou teenwoordigheid kan van onskatbare waarde wees. Dan gaan ek saam. Hy verduidelik toe sy vermoede. Jy het die rooster gesien.
Ek het geweet ons sou so iets vind nog voordat ons by die huis gekom het, want Helen het gesê haar suster kon die dokter soos 'n gaar ruik. Maar die rooster, die vals klokkoord en die bed wat aan die vloer vasgeklem is, dit vorm saam 'n patroon. Die dame kan nie haar bed verskuif nie, dit moet altyd presies onder die koord en by die opening staan. Holmes, sê ek begin sien waarop jy sin speel. Ons het maar net betyds gekom om 'n afgryslike misdaad te voorkom. Subtiel genoeg en afgryslik genoeg, antwoord hy. Maar ons moet stil wees en ons oë oop hou. Omstreeks 9 uur is die lig in die huis uitgedoof. 2 uur het stadig verbygekruip. Toe net voor middernag verskyn 'n lig in die middelste venster. Dis ontstekend, sê Holmes. Ons verlaat die herberg, steek die terrein oor en beweeg tussen die bome deur. Skielik sien ek iets groot en krom op die gras beweeg. My hart slaan stil. Het jy dit gesien? Holmes se hand sluit vir 'n oomblik om my pols. Toe lag hy sag. Dis 'n aangename huishouding. Dit is die Bobbejaan. Ons klim deur die oop venster in Helen se kamer. Holmes sluit die hortjies, plaas die lamp sodat geen lig sigbaar is nie en fluister. Die geringste geluid sal ons plan bederf. Moenie aan die slaap raak nie, jou lewe kan daarvan afhang. Hou jou pistool gereed. Ek haal my revolver uit en plaas dit op die tafel. Holmes gaan sit op die rand van die bed met 'n lang, dun kierie, 'n vierhoutjie dosie en 'n kers langs hom. Toe blaas hy die lamp uit. Hoe sal ek daardie nagwaak ooit vergeet? Die kamer was in volkome duisternis. Ek kon nie eens Holmes se asemhaling hoor nie, maar ek het geweet hy sit wakker en gespanne langs my. Buite het 'n nagvoël geroep en een keer het 'n lang katagtige gehuil by die venster ons herinner aan die jagbluiperd wat in die tuin rondloop. Uur na uur het verbygesleep. Skielik verskyn 'n kortstondige ligskyn by die rooster en verdwyn weer. Toe kom die reuk van warm olie en metaal. Iemand in die kamer langsaan het 'n lamp aangesteek. Stilte volg. 'n Stilte so diep dat dit amper pynlik was. Toe hoor ek 'n baie sagte geluid, so stoom wat uit 'n ketel ontsnap. In dieselfde oomblik slaan Holmes 'n vierhoutjie aan, spring op en slaan vinnig met sy kierie teen die klokkoord. Sien jy dit, Watson, roep hy. Sien jy dit? Ek het niks gesien nie, maar ek het die sagte, helder fluitgeluid gehoor. Dieselfde geluid waarvan Helen Stoner gepraat het. Holmes se gesig was bleek en gespanne. 'n Paar oomblikke later kom daar uit die kamer langs aan 'n gil wat ek nooit sal vergeet nie. 'n Wilde, dierlike kreet van pyn, vrees en woede. Dit swel op, ster weg en laat die hele huis in 'n verskriklike stilte. Wat kan dit beteken? Hyg ek. Dit beteken alles is verby, antwoord Holmes. En miskien is dit tog ten beste. Neem jou pistool, ons gaan Dr. Roylott se kamer binne. Hy steek die lamp aan en lei die pad. 2 keer klop hy hard teen die dokter se deur, maar daar kom geen antwoord nie. Hy draai die handvatsel en ons tree binne. 'n buitengewone toneel begroet ons. Op die tafel brand 'n afskermlamp en langs die eysterkluis sit Dr. Grimesby Roylott in sy kamerjas. Sy ken was opwaarts gerig, sy oë oop en glasig, en om sy voorkop was iets geelbruin met donker vlekke gebind. Hy sit roerloos. Die band, die gevlekte band, fluister Holmes. Ek gee 'n tree vorentoe. In 'n oogwink begin die vreemde hoofbedekking beweeg en uit die hare verruis die kort, diamantvormige kop en opgeswelde nek van 'n slang. Dis 'n moerasadder, roep Holmes, die dodelikste slang in Indië. Hy's binne sekondes na die byt dood. Geweld keer waarlik terug op die geweldenaar. Met die karwats trek hy die reptiel van die dooie man af, dra dit na die kluis en sluit dit binne.
Daarna bring ons Helen Stoner veilig na haar tante. Dit is die ware feite omtrent die dood van Dr. Grimesby Roylott van Stoke Moran. Later, toe ons terug na Londen reis, verduidelik Holmes die saak. Ek het aanvanklik te veel aandag aan die sigeners gegee, sê hy. Dit was hoe gevaarlik dit is om uit onvoldoende gegevens af te lei. Maar toe ek die vals klokkoord en die rooster sien, en veral toe ek besef dat die bed aan die vloer vas was, het die hele plan duidelik geword. Die dokter het 'n dier gebruik wat geen gewone ondersoek sou uitwys nie. 'n Slang wat deur die rooster kon kom, met die koord as 'n pad na die bed. Hy het dit met melk en die fluitgeluid afgerig om terug te keer. Toe dit sy slagoffer byt, kon geen dokter gif vind nie, en die kamer sou steeds van binne gesluit wees. En vanaand, vra ek. Ek het dit met my kierie teruggedryf. My houe het dit waarskynlik kwaad gemaak, en toe dit deur die rooster na sy meester terugkeer, het dit hom gebyt. Ek kan nie sê dat sy dood swaar op my gewete rus nie, want ek was indirek daarvoor verantwoordelik, maar ek twyfel of dit my slaap sal versteur. Die man het die dood gevind wat hy vir 'n onskuldige vrou bedoel het. Vertaal, verwerk en voorgelees deur Madeleine Scooby, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense. Julle moet lekker slaap, mensies.